Hallo julle en baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Welkom Gerard. Hallo Dreyer. En gelukkige Vadersdag vir jou. Dankie. Dit dankie. is vandag Vadersdag, so ons neem vandag die episode op, Ja. omdat môre is 'n vakansiedag. Ja, so ons is nie by die kantoor môre nie. Ek moet sê, vir my iets baie lekker van Moedersdag en Vadersdag is dat dit op Sondag geskied elke keer. Ja. Dis lekker net na 'n wonderlike kerkdiens om te kan, jy weet, huis toe gaan na jou familie toe, te kan gaan saam eet, lekker 'n braai aansteek of so. Ja. Dis maak altyd sin dat die pa, jy weet nou, die hardste werk moet doen en nog steeds die braaiwerk moet doen op Ja. Maar ek glo daar is baie van die. Maar ek gaan nie vandag braai nie. Ek kry vandag word ek bedien. So dit is lekker. Dit is lekker. Ek sien uit. Iets om na uit te sien. Ek sien uit. Nou, dit was vandag weer 'n baie lekker sonnige dag by die kerk, wonderlike ervaring. En ons het vandag bietjie gesels oor die tema van kerk ook. Ja. By die kerk het ons gesels oor die tema van kerk. Hoe die eerste kerk eintlik gevorm is en na die uitstorting van die Heilige Gees. So dis een van die eerste goed wat gebeur het soos in daai oomblik amazing goed gebeur. Mense het in tale gepraat en alles en die wonders van God verkondig in tale wat mense kan verstaan. En toe word die eerste kerk ook gestig toe Petrus met hulle die evangelie gedeel het. Nou ek het groot geword in kerk. En met 'n baie groot liefde vir die kerk. Vir my, ek nog altyd, ons het van jongs af is ons in kerk betrokke, my ouers is altyd baie lief vir bediening en so ons het in dit groot geraak en dis iets waarby ek nog altyd wou betrokke gewees het. Ek het al van jongs af begin bedien by die kinderkerk en op so 'n manier gehelp en so. So ek's lief vir kerk en ek's opgewonde om Sondag uit te kom. Dis my half soos ek voel selfs as ek met vakansie weg was en ek was hier by ons gemeente gewees en dan voel dit vir my man, ek kan nou iets mis. Ek meen, dit voel vir my as ek terugkom moes hier 'n nuwe gebou wees. Ek weet dis daai tipe gevoel wat ons kry. So lank terug. Ja, so ek's opgewonde op Sondag hier te wees en dan natuurlik ook ons Woensdae tieners byeenkomste is my ook. Dis lekker. Ja. Ek weet ek is nou 'n bietjie ouer as die tieners, maar dit is my lekker om hulle te sien en saam met hulle te kuier en te hoor hoe dit gaan met hulle en al die drama en al daai lekker dinge. Ja. Dis wonderlik. Nou een van die goed wat jy genoem het is dat almal se gevoelens oor kerk en hulle siening oor kerk is nie altyd dieselfde as wat ek het ervaar, die opgewondenheid, die warm gevoel nie. Jy het gepraat van hoe sekere mense 'n warm gevoel kry, opgewonde is om kerk te kom, maar dan is daar ook ander mense wat heeltemal anders voel. Dit kan 'n irritasie wees, kan vir sekere mense woede ontwaak by hulle, dalk is iemand al seer gemaak deur die kerk of hulle voel hulle is seer gemaak deur die kerk. Ander mense is dalk net heeltemal neutraal. Ag, ons gaan of ons gaan nie. Either way, dit maak nie regtig vir ons saak nie. En ek dink ons 'n bietjie meer gesels oor hierdie liefde, die siening, ons ervaring van kerk. Ja. Ja, ek dink kom ons begin met die ding van die kritiek. Jy weet, daar is verskriklik baie, jy hoef nie ver te gaan kyk op die internet om kritiek oor die kerk te kry nie. Dit is oral. En ek dink die rede daarvoor is van 'n sensasioneel ook. En so jy gaan baie min die goeie goed van kerk sien, want dis nie sensasioneel nie. Jy gaan baie min dinge sien van waar iemand opstaan en, ofwel, baie mense doen dit, maar dit kry nie baie, soos hulle sal sê in Engels, traction online, om te sê, weet wat 'n wonderlike gemeente ek van deel is, en ons is besig om soveel goed te doen in die wêreld, en al die dinge nie. Maar wag net tot daar iets negatief is. Dit is sensasioneel. Dit is groot. Almal kyk dit. En dis asof die ding in ons binneste is, ons hou daarvan om net die skandalige goed te verseker. Hoekom is daar daai tydskrifte wat net gefokus is op skindernuus van die akteurs en daai mense? Want ek wil nou amper sê 80%, maar ek kan nou nie 'n persentasie daarby sê. Baie van dit wat daar binne is sensasionele, negatiewe goed wat gesê word binne die ding. En die mense raap dit op, want ek wil dit lees. Ek verlekker myself, jy weet. Daai tipiese ding van, het jy gesien? Het jy gesien wat in die huis goed nou? Jy sien, daai kerk het nou weer, sien jy, daai ou het nou weer dit gedoen, en hierdie het nou daai, en. So, die vertrekpunt van kritiek is daar vrek baie van. Nou, ek het al met mense gepraat wat gesê het, een van die emosies wat hulle het, is baie keer hulle daai ervaring van ek is moeg vir kerk. Ek sê moeg vir kerk. Ek is moeg vir, en ek is lief vir die Here, maar ek gaan nie meer kerk toe. Ek distansieer myself van dit wat daar gebeur. Ek het ook al mense gehoor wat gesê het,
Hulle distansieer hulle self van die institutionalized church, die kerk wat 'n besigheid geword het. Weet jy, en al daai woorde wat mense gebruik om vir hulle self amper iets te sê van wat hier binne gebeur, om te sê dat ek wil nou nie meer deel wees van hierdie nie. Nou, ek dink dit is belangrik om te kom by die plek, is om te vra maar wat as jy 'n goeie rede het om moeg te wees vir kerk? En daarop wil ek amper sê, jy behoort moeg te raak vir kerk wat nie kerk is nie. Ja. En dit is 'n belangrike vertrekpunt vir my. Want daar is dinge wat mense beleef van kerk, wat ek weet jou verskriklik seer gemaak het, maar dit is nie die som totaal van kerk nie. As jy seer gekry het daar, jy weet, jy is eintlik moeg vir dit, die ding wat die gemeente of 'n denominasie wat nie meer strook met jou verstaan, of wat die Bybelse verstaan van kerk en kerkwees is nie. En daarvoor moet jy moeg raak. Maar om daardeur, dat as daar nou een kerkgemeente is, of 'n denominasie is waarin jy seer gekry het, die baba met die badwater uit te gooi. Ja. Weet, dis ook nie reg om dan te sê, nou is ek klaar met kerk nie. Ja. Ek is nou klaar met hierdie institusie wat die Here self ingebring het, en wat ons daar kan sien, daai wat jy gesê het, wat ek vandag nou ook gesê het, is dat die eerste ding wat gebeur het, toe die Heilige Gees uitgestort is die kerk het begin. Paulus was onverskrokke, sy hele bediening, wil ek amper sê, was gegrond om te sê dat, kyk hoe belangrik is die kerk, want hier is waar ons groei en God ontmoet, is in hierdie konteks. So, ons moet natuurlik sê, as al goed gebeur in 'n gemeente of in 'n denominasie wat teologies of nie strook met die Bybel nie, of iets soos dit, natuurlik moet ons moeg raak vir dit en onsself distansieer vir dit. Maar deur om dan te sê, die kerk in totaliteit is nie reg nie. Dis 'n gevaarlike ding om na toe te gaan. En ons sien dit so baie, wanneer mense nou van daai artikels op Facebook of so sien, wat hulle dan nou so sê, ja, maar hierdie pastoor het nou weer dit aangejaag of dit daai. Dit het niks daarmee te doen nie, maar dan sê nou iemand sien in die comments, wat nou sal in die kommentaar sal dan nou sê, ja, en die kerk is net geld maak storie of iets. Nou dan sien dit is jy het iewers jy seer gekry en jy sit net op hierdie een ding vas. En nou niks met hierdie pastoor se sonde te doen. Hierdie is net 'n ou seer. Iets wat vir my regtig uitgestaan het in die boodskap was ook net daai gedeelte van Efesiërs 3 vers 8 tot 12 wat dit praat van God se geheime plan. Wat deur die kerk bewerkstellig word. Net om te sê dat hierdie is nie hierdie extra add-on nie. Hierdie kerk is nie hierdie, as jy die voller pakket wil hê van kerk DSTV of wat ook al, dan kry jy nou die kerk of van Christen DSTV, dan kry jy nou die kerkpakket by, en jy kan dan elke week kan jy nou gratis die diens kom bywoon. Maar om te sê dat die geheime plan van God word bewerkstellig en geopenbaar deur die kerk. En as jy die beeld van mense wat bymekaar kom, 'n mooi beeld van die kerk, is die beeld van mense wat bymekaar kom, mekaar ondersteun in hulle moeilikste tye. En iets wat ek dink ons baie sukkel om reg te kry, en ek kan vir daai rede verstaan hoekom mense voel seer gemaak deur die kerk, of dat die kerk is kan half fake voel, wat is ek die vals voel, is want wanneer ons iets van iemand in die kerk uitvind, wat hulle het geval in sonde, versoeking, hulle het iets verkeerd gedoen, daar was ook verneek geweest, daar was ook bedrog geweest, wat ook al die storie mag geweest, dan wil ons onsself 'n bietjie distansieer van daai mense af. En eintlik wys dit net ons eie sondigheid uit. Waar die kerk is veronderstel om 'n plek te wees waar ons mekaar met daai tipe goed kan ondersteun. En wanneer ons dit doen en mense dit van buite af sien, nee, hierdie persoon in die kerk het geval. Hulle het geval in sonde en toe het die mense in die kerk rondom hulle ondersteun en opgebou. In plaas van hulle uitgedruk uit die kerk het en gesê, nee, ons soek nie jou meer betrokke as jy so gaan maak, of ons gaan nie, ons braai nie meer saam met jou nie. Dit is, wanneer ons dit kan regkry om dit in die liefdevolle manier mekaar te hanteer, en dit, dan begin dit 'n beeld raak na buite toe wat ander mense gaan intrigue en kan sê, wel, ek met my gebrokenheid kan kom na hierdie plek toe. Ek gaan welkom voel so. Dit is presies wat daar staan in Johannes 13, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan, hierdie is die ding, hierdie liefde wat julle vir mekaar het, dieselfde liefde wat ek vir julle het. Nou, wat was Jesus se liefde? Jesus se liefde was 'n opofferende, gee alles liefde. Ja.
Jesus se liefde was 'n vergewe alles liefde. Jesus se liefde was 'n liefde wat wegkyk van die vuil lelike jy en opofferende liefde nog steeds vir jou gegee het ten spyte van wie jy is. Soos hieraan, die feit hoe ons mense hanteer wat nie is soos ons en dink so. Nou volgende week gaan ons meer oor te praat oor die rol van die kerk, hoe ons moet uitgaan en hoe dit ons geroep, hoe ons na dit toe geroep is. Maar Jesus sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Want nou ons het nou al 'n paar keer hier by Selawe ook gepraat wat daai woord disipel beteken. As jy 'n disipel is van 'n rabbi in daai konteks, dan word jy as 'n disipel soos die rabbi. Nou wanneer word jy 'n rabbi? As jy as 'n disipel soos jou rabbi word, jy dra die juk van jou rabbi. Met ander woorde, jy aanvaar die rabbi se teologie en se verstaan van die lewe. As die ander mense na jou kyk, en dit is, jy word nie, jy gaan nie deur 'n kursus en dan kry jy nie 'n sertifikaat, as jy baie geluk jy is 'n rabbi nie. As ander mense na jou kyk en hulle sien raak iets in jou, dat jy soos jou rabbi is, dan begin hulle jou rabbi te noem. Nou hier is 'n belangrike ding. So jy word so baie soos jou rabbi, dat die ander mense nie kan amper, in Engels sal sê, they cannot distinguish between you and the rabbi. Hulle kan nie die verskil amper sien. So nou, Jesus sê, hieraan gaan almal weet dat julle my disippels is. Hieraan, die manier hoe ons met ander werk. So, dis belangrik hier dat ons moet kyk nou, hoe het Jesus gemaak? Jesus was gesien as 'n wynsuiper en 'n glutton. Wat is dit, 'n vraat? Was Jesus gesien. Hoekom? Dit was nie omdat Jesus te veel gedrink het of te veel geëet het nie. Nee, Jesus was net die hele tyd by partytjies waar mense was, waar die ander mense hulle self weggeskuif het van. Die verborge plan, daai wat Paulus sal skryf, daar was 'n plan wat nog altyd verborge was. Wat is dit? Daai was 'n ding wat baie teoloë wonder. Wat is dit wat daar bedoel was? En die konsensus idee daar is wat die verborge plan was, is dat toe daai oomblik gebeur, toe daai disippels in tale begin praat, was daar 'n klomp mense van ander plekke wat hierdie woorde hoor in hulle eie taal. Met ander woorde, die verborge plan is dat God se kerk is nie nou net meer vir Jode nie. Dis nou vir almal. Vir die Jood, vir die nie-Jood, vir die sondaar, vir almal. En dan Paulus se briljante manier hoe hy dit skryf. Hy begin daai gedeelte, as ek reg is, dan sê hy daarso, ek, die onbelangrikste van almal. Paulus skryf dit juis om te sê dat, hoorie, ek is nie die een hier wat vir jou kan sê wie mag en wie mag nie inkom. Nie eers ek mag daar ingaan nie. Nie eers ek kwalifiseer om te kan deel wees van die kerk en die beweging van die kerk nie. Maar Jesus se liefde maak dit vir my moontlik dat ek met die stikkende wie ek is kan deel raak van hierdie. So ek dink dit, en dis wat ek ook net nou genoem het in die preek, is om te sê dat ons het so familiaar geraak met ons idee van kerk, dat het eintlik amper iets geword het wat kerk nie moet wees nie. Kerk is 'n beweging. Dis 'n saam wees. Nou, in die eerste kerk was dit duidelik gewees, as jy gaan in Handelinge lees, ek het ook al baie mense gehoor wat sê dan sê hulle altyd, nee, weet, hulle kerk raak te groot. Ek wil nou weer teruggaan na 'n handelinge kerk toe. Nou onmiddellik my reaksie altyd op dit is, daardie kerk se eerste het begin sommer met 'n 3000 nuwe lidmaatklas daai eerste dag. En dan sê dit, hulle het bymekaar gekom in huise, maar hulle het ook by die tempel bymekaar gekom. Daar was 2 plekke waar hulle bymekaar gekom het. Hulle het koöperatiewe byeenkomste gehad saam, waar duisende mense saam was, maar dan het hulle ook saam in klein groepe bymekaar gekom, soos dat julle wat nou hier sit hierdie week en kyk, in sirkels, hulle het in kleiner sirkels bymekaar gekom. So hier's 2 vlakke van verhouding. Ek begin saam te reis met mense nader aan my, die mense wat my ken, wat weet as ek hospitaal toe gaan, wat vir my bid en saam met my die pad loop. Maar ons as 'n groep saam is ook deel van hierdie groter tempel byeenkoms, hierdie groot ekklesia, en alles is ekklesia, dis klein ekklesia en groot ekklesia, maar dis die model van Handelinge. En dit laat my toe dadelik dink is dat
met al die kritiek wat mens al hoor, kan die mense nie wegskram en sê, en net sê, ja, die kritiek is nie, dis nie reg nie. Dit is verkeerd, daai kritiek. Seker van die kritiek is nie alles seker reg nie, maar dit is nodig om te luister na die kritiek. En ek dink die rede hoekom daar so baie kritiek is, van die kerk is nie perfek nie. Nee. Die kerk is nie perfek nie. Een gemeente is nie perfek nie. En dit wat natuurlik wil mens so graag mens wil graag perfek wees en mense strewe, maar dinge gebeur baie wat nie reg is nie. Maar dan om dan te sê ek is omdat jy weet daai pastoor nie, hy gee nie om vir my nie want hy het my nie teruggebel nie, byvoorbeeld. Dit gebeur. Ek het al so fout gemaak wat ek bloot vergeet het om iemand terug te bel. Daai persoon is uit ons kerk uit omdat ek nie teruggebel het nie. Maar en dan om te sê ek is nou klaar met kerk. Want al julle pastore is dieselfde. Ja. Dis soos om die badwater uit te gooi, om die baba met die badwater uit te gooi, om te sê, ek gaan nou sonde pleeg oor die sonde wat teen my gepleeg is. En dis 'n gevaarlike plek om te wees, baie gevaarlike plek om te wees. Ek het saam met een van my vriende wat ek mee, toe ek nog in die Kaap was, hy was saam met my in die jeug gewees by ons vorige gemeente en ons het saam gegym en alles en toe hy op 'n tyd het ek agterkom hy kom nou nie meer nie en ek vra toe die eendag vir hom toe ons besig om te gym, toe vra ek vir hom, hoorie, jy was lanklaas daar gewees, wat hoe kan hy sê toe nee, hy gaan nou nie meer daar betrokke wees weens die tipe mense wat daar is. En nou jy weet nou van ons vorige jeugse mense, wêrelde anders as wat ons hier by Eden gemeente het, was moeiliker mense gewees. Dit was moeiliker omstandighede en alles so gewees. Maar ek het dadelik toe hy dit vir my sê, toe sê ek soos, maar is dit nie met wie Jesus sou uithang nie? Ja. Is dit nie die mense met wie hy sou tyd spandeer het? Is dit nie die mense wat kerk nodig het nie? Jesus het self gesê, wie het 'n dokter nodig, die gesond is of die wat siek is. Charles Spurgeon het gesê, the day we find the perfect church, it becomes imperfect the moment we join it. Nie een van ons wat by die kerk aansluit kan dink ons kan nie hoogmoedig wees en sê, ja maar wanneer ek in die kerk is dit okay, maar as van daai ander mense dan is dit nou nie meer 'n goeie kerk nie. Ja. Ons is net so imperfek soos hulle. Ja. En ek dink dit is die belangrike ding om te sê, okay, omdat die kerk is nie perfek nie, want daar's mense in die kerk. Selfs die leiers van die kerk is nie perfek nie. Dit is net mense. Ja. Maar dit bly nog steeds die ding wat Paulus sê, waar dit gaan deur die kerk, die geheime plan van God gaan bekend raak. C.S. Lewis het gesê, the church exists for nothing else but to draw men into Christ, to make them little Christs. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself are simply a waste of time. God became man for no other purpose. Dis die doel van die kerk, is om mense na Christus toe te lei. En ons is geroep om deel te wees van dit. Nou, daar's 'n storie wat Koos altyd vertel, by ons nuwe lidmaat saam kuier. Nou, Ja. Ons het so een keer 'n kwartaal so saam kuier as iemand vra het oor die gemeente en hy vertel altyd hierdie storie van hierdie wyse ou man wat by die poort van 'n stad sit. Ja. En almal wat in hierdie stad wil ingaan, moet eers met die oom 'n gesprek hê, met hierdie wyse oom. En dan sal die oom vir jou nou sê, wat jy kom in of jy kan nie inkom nie. En daar kom 'n man toe aangestap en hy reis toe van ver af en hy kom by die wyse oom aan en die oom vra vir hom, reisiger, vertel my, hoekom is jy hier? En die man sê, ag, weet jy, ek is nou so moeg gereis, ek kom van 'n aaklige plek. Daai mense is verskriklik. Hulle is net selfsugtig, hulle dink net aan hulle self, hulle is net daar vir hulle eie gewin. Jy weet, jy probeer inkom en met hulle vriende maak, maar hulle is net in klieks almal. Dis 'n verskriklike aaklige plek daai. Ek het net nodig om by 'n nuwe plek in te kom waar ek met mense kan te doen kry wat my gaan aanvaar soos ek is en vir my gaan lief wees en ek is net moeg, ek kan nie met daai plek, ek moes net daar wegkom. Ja. En die wyse oom kyk om sy sê, liewe reisiger, ek het slegte nuus vir jou. Die mense in hierdie stad is presies dieselfde. Hulle is selfsugtig, hulle dink net aan hulle self. Hulle stoot mense aan kant. Jy gaan hier dieselfde ervaring hê. Ek is so jammer. Miskien eerder die volgende dorp gaan vir jou werk. En daai man is toe op pad. Minute later kom nog 'n reisiger aan
en praat met die oom en die oom vra vir die reisiger, waar kom jy vandaan en hoekom wil jy hier inkom? En die man se hele gelaat val so. Hy sê, my liewe oom, my hart is stikkend. Ek kom van 'n wonderlike plek. Ek moes vir werk hiernatoe skuif en my hart is so seer. Die mense is van die plek waar ek vandaan kom is absoluut wonderlik. Hulle is liefdevol, hulle gee om. Ek kom uit 'n groep mense uit wat my wat soos broers en susters vir my geword het. Hulle is nie perfek nie, maar hulle is net, dis absoluut, my hart is so seer dat ek van daar af moes wegtrek. Dis absolute wonderlike mense. En die wyse man sê, liewe reisiger, welkom. Jy gaan agterkom by die plek is die mense presies dieselfde. Hulle is liefdevol, hulle gee om. So partykeer is dit ook die manier hoe ons na die eklesia toe kom. Ja. Wat is my vooropgestelde idee van wat ek hier gaan doen? Is ek hier om te kom ontvang? Of is ek hier om myself te gee? Bring ek my vlam na die vuur toe? En ek raak deel van hierdie beweging wat, soos C.S. Lewis sê, wat die kerk geroep is om te doen. Ja. Wat ek vandag gesê het, die eklesia bestaan nie vir jou nie. Jy bestaan vir die eklesia. As jy na die eklesia toe kom en jy sê, nee, wat gaan julle vir my doen? Hoe gaan julle vir my dit maak? Hoe gaan julle my bedien? Ja, dan maak jy die grootste fout. Maar wanneer jy kom en sê, hoe raak ek deel van hierdie? Dis wanneer die verskil aankom. En dis hoekom dit vir my altyd so hartseer is, Dreyer, as mense sê, jy weet, ek is baie lief vir die Here, maar ek wil niks te doen met die kerk nie. Ja. Dan is dit net sowel, Dreyer, jy nooi my oor vir koffie. Ja. En jy sê vir my, Gerard, asseblief, ek's mal oor jou, jy's 'n wonderlike mens, is lekker om met jou te kuier, maar weet jy, hou jou vrou net by die huis. Los jou vrou en jou kind by die huis. Ja, ek hou nie van hulle nie. Hulle is nie my tipe mense nie. Maar jou, Gerard, ek hou van jou. Ja. Want kyk hoe praat die Bybel oor die kerk. Die woorde wat die Bybel gebruik, en dis aangrypende woorde wat die Bybel gebruik as dit praat van die kerk. Dit praat van, dis die bruid van die lam. Dit is die liggaam van Christus. Dink geraan, Dreyer, jy is nog nie getroud nie. Nee. Dames, ons is net hier so. Hier is 'n hierbare man hier in George. Ekskuus. Hier is sy nommer. Ja, hier is sy nommer. Reino, sit net die nommer in asseblief hierso. Hy's op WhatsApp en alle dinge. Okay, advertensiebreek. Maar Koes jy so rooi, Ek weet nie. Maar okay, maar kom ons sê nou, Dreyer, ek gaan nou na my vrou toe en ek sê vir my vrou, ek is so verskriklik lief vir jou, maar ek haat jou liggaam. Nou, ek wil niks met jou liggaam te doen. doen. Niks met jou liggaam te doen nie. Met jou wil ek hê, maar jou liggaam nie. Dis onlogies. Dis nie net logies, jy gaan geklap word. Ja, dit gaan nie 'n lekker Vadersdag vir jou wees. En jy gaan nie meer 'n huwelik hê nie. Maar dis die woorde, dis die bruid van die lam, die liggaam van Christus. Dit praat van dis 'n gesin, 'n huishouding, 'n tempel, 'n woonplek, 'n huis. En dit praat van die erfgename van sy koninkryk. So al die woorde, dis liefdeswoorde, dis gesinswoorde. Jy's 'n erfgenaam. Ja. Ek is 'n seun, ek gaan iets erf. Dis 'n tempel, dis 'n heilige plek, dis 'n woonplek. Dit is, jy weet, dis wonderlike woorde. Ek gaan nie nou, jy weet, ek het nou 'n 11-jarige in die huis. En partykeer voel ek wil daai 11-jarige vat en ek wil hom deur 'n muur gooi. Dis is gereed. Want hulle het 11 jaar, het nogal maniere om jou knoppies te druk. Maar as hy my nou partykeer, jy weet, kwaad maak of jy weet hy druk die regte knoppies, maak nie dat ek niks met hom wil te doen hê ooit weer nie. Dit is nie so nie, want ons is 'n gesin. En dit is die woorde wat gebruik word. Maar nou, om een of ander rede, as dit kom by kerk en die eklesia, dink ons partykeer by onsself, maar ek wil dit hê nie. Ek is lief vir die Here, maar ek wil niks met sy kerk te doen nie. Jou verhouding met Jesus is net so belangrik en gekoppel aan jou verhouding met sy liggaam. Ja. Dit is net logies. So daarom is kerk die belangrikste dinge wat die Here ons na toe roep. En dis hoekom ek het dit ook net in die preek gelees, 1 Korintiërs 3 vers 9, for we are fellow workmen, joint promoters, laborers together. Hoor die woorde, is alles saamwoorde. And with and for God. Saam met hom en vir hom.
You are God's garden. En dis vir my mooi beelde, want dit sê so, God werk aan ons. Nee, hy sê, a vineyard, a field to be cultivated. Hy werk aan ons is nog nie perfek nie, ons het nog nie klaar gegroei nie, hy moet snoei, hy moet regmaak, maar ons is ten minste sy tuin, ons is in het, and you are God's building. Terwyl Eden gemeente, hierdie gebouwe wat ons het, op ons gebouwe staan geskryf, Eden Place, tuiste van Eden gemeente. Die rede daarvoor is, hierdie is 'n gebou waar die Ekklesia van Eden gemeente by mekaar kom. Hierdie gebou is nie ons kerk nie. Hierdie gebou is nie ons heilige, die plek net hier waar God se gees beweeg nie. God se gees beweeg definitief hier, wanneer sy Ekklesia hier is. Want dit sê daar in die skrif, wanneer 2 of meer in sy naam vergader, daar is hy in ons midde. So die kerk is van kardinale belang, want dit is hoe God sy geheime plan vir die wêreld gaan uitoefen. En daai idee wat pos gevat het in ons wêreld van eerstens, ek hoef mos nie kerk toe te gaan om hemel toe te gaan nie. Is dit al hoekom jy die Here dien? Is om hemel toe te gaan? Of dien jy omdat jy in verhouding met hom staan? En die Ekklesia is deel van dit. Ekklesia is deel daarvan. Dis sy liggaam, dis sy gesin. Jy word, as jy deel is van die Ekklesia, word jy 'n erfgenaam van sy koninkryk. En ja, as ons nie gaan onsself, wil ek amper sê, met 'n nuwe hart na die wyse oom by die poort van die dorp toe kom nie, dan gaan ons altyd hiermee sukkel. En dalk is dit iets wat 'n mens vir myself moet vra, wat is my prentjie van kerk, en vir die Here, dit vir die Here se voete te bring, en sê, Here, help my, dat ek ook 'n nuwe prentjie van u bruid sal kry. Die prentjie wat geef my die bril, waardeur u na u kerk kyk, en help my om ook so daarna te kyk. Natuurlik, weer eens, wil ek net onderstreep, en dan sal ek nou klaar gepraat, is om te sê, daar is uitdrukkings van kerk en teologie wat baie skadelik is. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Ons praat hier van 'n geesvervulde, lewendgewende gemeente. Wees deel van dit. Ons het dit nodig. Dis die vuur wat jou nie laat uitbrand nie. Jy is gemaak daarvoor. Ek dit net die laaste 2 goed wat ek wil sê van my kant af is, ek dink ons moet onthou, ons is 'n klomp gebroke mense wat as 'n Ekklesia, 'n gemeente by mekaar kom op reis na 'n perfekte God toe. So jou fokus moet nooit wees op die gebrokenheid van die mense. Dit moet daar wees vir ondersteuning van daai gebroke mense. Maar ons as gebroke mense saam op reis na 'n perfekte God toe. Dit gaan oor hom. Dit moet uiteindelik gaan oor hom. En ek dink vir my een van die moeilikste goed by die tieners ook, net om ek kry net nie die woorde om die tipe opgewondenheid wat ek baie keer het. Want nou, mense wil preek oor Bybelstudie, mense wil preek oor kerk toe gaan, mense wil preek oor gebed, en dis regtig, dis moeilik om dit te verwoord in 'n manier wat mense baie keer opgewonde maak, en dit nie laat voel soos, hier is iets wat jy moet doen nie. Maar eerder dit te laat voel soos, hoe beskryf ek vir jou die beste roomys wat ek al ooit geëet het in my lewe? En goed soos dit, met daai tipe opgewondenheid, so nou dit voel moeilik, en nou, dan raak dit nou al vir aandringerigheid van, jy moet dit doen, maar dit is eintlik net, want daar is eintlik 'n onderliggende ding van, hierdie is so goed, en dit is so lekker om van so gemeenskap te kan deel wees, dit is so lekker om met God se woordtyd te kan spandeer, dit is so lekker om hier te kom, en ons drink lekker koffie saam, en ons, en net almal wat saam God loof en prys, en daai diep gebedsoomblik, en net die ervaring wat ons het, en om dit aan mense te kan beskryf, dis nie altyd maklik nie. Maar ek het so vir die tieners ook gesê, toe ek vanoggend met hulle deel, ek sê vir hulle, dit is my gebed vir julle, is dat julle dit sal ervaar. 'n opgewondenheid vir saamkom, wat maak dat jy sommer 'n klomp ander dinge een kant sal sit, en sê, nee, Sondag is uitgesit vir dit, want ek wil by my mense uitkom, saam op pad na die Here toe. Dit is vir my, dit is 'n wonderlike ervaring. Mens moet vir myself iewers so 'n audit doen, 'n tydsaudit doen, om te kyk na die ding waarvoor jy altyd ja sê. Vir elke ja is daar 'n nee. So vir elke iets wat ek ja sê, sê ek vir iets outomaties nee. Kyk na die dinge waarvoor jy altyd ja sê eerste. Want by default sê jy dan partykeer vir dieselfde ding oor en oor nee.
En hoeveel keer sê ons vir alles ja aan die kant, maar die kerk is altyd die een wat nee sê. Ek kom kerk toe wanneer daar tyd is, en wanneer ek nie moeg is nie, en wanneer die kinders nie sport het nie, en wanneer dit. Hierdie goed is nou belangrik vir die lewe. Kerk is aanvullend. Ja. Mag ons nooit op daai plek kom, waar ons moet sê, dat die plek waar ons, een van die plekke, waar ons die Here ontmoet, waar belofte is dat hy daar is, dat ons dit sal sien as aanvullend nie. Ja. Dit is sentraal, dit is so belangrik. So ja, ek glo en ek hoop regtig julle sal goeie gesprek hê in julle tyd saam oor kerk, en dalk moet julle indeel oor van julle ervarings van wat julle beleef het toe julle, soos wat jy deel is van kerk, van die wonderlike dinge wat jy doen, en dalk 'n commitment te maak aan mekaar in jou klein groep waar jy by mekaar kom om te sê, ons gaan vir die volgende, ons maak 'n commitment om altyd in die kerk te wees, iets soos dit. Praat bietjie met mekaar oor dit. Kom ons wees eklesia, kom ons wees hierdie gesin van God. Yes. Dankie dat jy ingeskakel het vir hierdie episode, en ons gesels weer volgende week met julle.